ene week sover gehad en voor ons begin, kom ons bid eers saam. Ondienbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou die geleentheid het om in die middel van die week te stop en te weer te gaan bestudeer en dieper van u woord te kan leer. En ons vra dat u saam met ons sal wees met hierdie woord. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Okay, my tema is JERSHIT, in die begin. Nou, om daai woord te kan uitspreek, dit is sê, so Bereshit. So, ons lees uit Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou, die baie ou Hebreëse taal het uit 'n prentjieskrif bestaan. Elke van die 22 letters, die Hebreëse alfabet, het 'n spesiale betekenis gehad. Hebreërs lees van reg na links. En dan lees die oopwoorde van die Bybel. In die begin, so as volg. En nou eerste woord is BETH. Is huis of tempel. Dan die tweede ene is RESH, is hoof of gesag. En dan ALEPH, is leier of sterk persoon. Dan SHIN, SHIN, verwoes of vernietig. TAV, die kruis of verbond of 'n teken. So, dis is in die gewoonte daaglikse taal verstaan word. Die huis of stempel van die hoogste gesag sal deur 'n sterk persoon met sy eie hand aan die kruis verwoes of gedood word. Die heel eerste woorde van die Bybel, in die begin, vertel van 'n verlossingsplan. God het voor die skepping van die aarde bestaan, en met die skepping van die aarde was daar 'n plan in plek vir die redding van die mense. Sonde het God nie verras nie, en was nie 'n sommer net gou 'n ekstra gedagte wat oorgedink moet word nie. Johannes 1 vers 1-3 sê dat die woord in die begin reeds daar was, en allen het deur die woord bestaan. Jesus Christus is die woord, en dit wat hy persoonlik die skepper van die hemel en die aarde. In sy voorkenning het Christus geweet dat hy vir die mense sonde sou moes sterf.
Hy het geweet van die geweldige prys wat hy sou moet betaal. Van sy lyding, verwerping en geen dood en sy skeiding van sy Vader en tog skep hy die mens. Sy motivering, liefde vir jou en vir my. Jou en my naam is met Golgotha spyker in sy hande gegraveer. Kyk, ek het jou in die handpalm gegraveer. Jesaja 49 vers 16. Wat is liefde? Wat 'n prys? Wat 'n God? En dit is hierdie God wat ook jou en my lewe wil herskep, vernuwe en met sy geregtigheid wil bekleed. Efesiërs 4:23 en 24 sê, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek 'n nuwe mens soort skoon klere aan. Die mens wat na God se beeld geskape is. Die man wat werklik lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. Kyk, hy staan vandag voor die deur van jou hart en vra dat jy sy stem sal luister en die deur sal oopmaak dat hy saam met jou aan die feesmaal van genade kan sit. Lewende brood kan eet en diep uit die fontein van die lewende water kan drink. Nooi hom vandag opnuut in jou hart en die lewe in. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Verlosser Jesus Christus, herskep ook ons lewe deur U Gees, dat dit die nuwe begin, die van ons wandel met U sal wees. Amen. Geseënde week verder.